Welkom by die week se ANT vleisprysoorsigg moontlik gemaak deur John Deere. Hierdie week gebeur daar 'n klomp dinge wat pryse beïnvloed. Ons sien dat kalfpryse begin so 'n bietjie afkom soos ons nou in die speentyd ingaan. Lammers bly baie skaars en slaglampryse skiet tot bo die R50 merk met nog moontlike stygings op pad. En dan is daar ook groot drama by Daybreak Foods. Duisende hoenders het gevrek en dis groot nuus wat dalk hoenderpryse kan opdruk. Bly ingeskakel, ek wys jou presies wat hierdie pryse doen en waarheen ons dalk op pad is. Voor ek met die week se pryse afskop, wil ek net noem dat daar baie faktore is wat pryse op die dag kan beïnvloed, soos die gewig, die ouderdom, geslag, kwaliteit en die vraag op 'n spesifieke veiling. So maak seker jy kry die beste prys op die dag wat jou sak pas. Maar met dit genoem, kom ons kyk waar die nuutste kalfpryse nou staan. Kalfpryse het meestal sywaarts verhandel met die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg, nou op R36,58, met uit die hand verkoop of direkte verkoop op R36,87. Die gemiddelde prys is dan steeds so 14% hoër as laas jaar die tyd. Ligter kalvers onder 200 kg daal na R35,01, met swaarder kalvers nou op R35,02. Bulkalvers het dan hoë vlakke gehandhaaf en staan op R38,06, met verskalvers gemiddeld op R32,56. Die gemiddelde prys in die Vrystaat daal dan na R36,90, met die prys in die Oos-Kaap so bietjie op na R37,08. Die A23 karkasprys of die supersprys verhandel dan hoër op R68,23, met die C-graadprys op R52,06 per kilogram. Maar hou in gedagte dat daar nou glad nie kalvers van Botswana mag inkom nie weens hulle regering wat 'n verbod op uitvoere geplaas het en dat minder aanbod vanaf ons plaaslike produsente ook in vergelyking met laas jaar natuurlik ons pryse hoër kan hou as in vorige seisoene. Maar ten spyte daarvan dink ek steeds dat pryse so klein bietjie kan terugsak oor die volgende paar weke weens meer aanbod soos ons nou in speentydperk inbeweeg. Die daling kan egter dan ook minder wees as wat ons laas jaar gesien het. Dit begin ook nou lyk of superspryse nou kan stabiliseer en moontlik weer begin daal vanaf die begin van Junie. Maar meer mielies wat beskikbaar raak kan meer produksie uitlok en dis pryse dan ook bietjie afforceer. Daar is op die oomblik 4 werke met slaglampryse wat aan bo die R50 merk in beweeg het as gevolg van baie min aanbod op die oomblik. Soos verwag het lamppryse dan laasweek verder gestyg met die gemiddelde stoorlamprys nou op R45,97 per kilogram. Slaglampryse styg dan na R51,69. Direkte stoorlampryse verhandel nou op R46,01 terwyl direkte slaglampryse verhandel op R45,30. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg dan ook na R46,97 met die prys in die Oos-Kaap op R46,03. Seisonale tendense toon steeds dat lamppryse verder opwaarts behoort te neig tot en met die einde van Junie maand, soos daar minder diere na die mark kan kom. Ons verwag dan ook bietjie minder invoere vanaf Namibië hierdie jaar met 'n reën wat hulle dan ook gekry het. Die A23 karkasprys bly hoog op R102,46 per kilogram, met die C23 prys wat styg na R65,62. Gebaseer op historiese tendense behoort die A23 prys 'n hoogtepunt so teen die einde van Junie moontlik bereik. Dit sal interessant wees waar verbruikersweerstand wel 'n groot rol begin speel, maar dit lyk steeds of die prys nader aan die R110 merk moontlik kan beweeg teen daardie tyd. In die wolmark het die 20 mikron RWS gesertifiseerde wolprys dan gedaal laasweek met 1% na R182 per kilogram, met die nie RWS 20 mikron prys ook laer op R167 per kilogram. Wolpryse in Australië daal ook met so 0,2% na gemiddelde prys van 11,89 Australiese dollar per kilogram. Die positiewe handelsgesprekke tussen Amerika en China het deurgespoel na die Chinese kopers wat dan wel meer aankope gedoen het op laasweek se veilings in Australië. Dit het egter nog nie pryse positief beïnvloed nie, maar is 'n positiewe teken dat vertroue besig is om terug te keer na die markte. Daar is ook 'n droogte in Australië wat moontlik die aanbod en kwaliteit van die wol die seisoen negatief kan beïnvloed en dan moontlik vir ons weer goeie nuus is in terme van hoër pryse. Die sterker rand en laer internasionale pryse kan egter pryse op ons volgende veiling ook onder druk sit.
Die hoenderpryse het gestyg die afgelope week met die gevriesde ex-abattoirprys op R35.47, varspryse op R38.41 met die EQF-prys sywaarts op R34.60. Daybreak Foods, een van Suid-Afrika se grootste staatsgefinansierde pluimveeprodusente, het onlangs in die nuus verskyn nadat meer as 350.000 hoenders van honger gevrek het of genoodsaak was om uitgesit te word weens ernstige verwaarlosing. Die NSPCA het ingegryp en het kriminele klagte ingedien oor die oortreding van die dierebeskermingswet. Boonop verkeer die maatskappy ook nog in finansiële moeilikheid met moontlike besigheidsredding dan ook in oorweging. Die Suid-Afrikaanse regering het in die verlede natuurlik ingegryp met vinnige invoervergunnings tydens voëlgriep-uitbrake byvoorbeeld. Soortgelyke ingryping kan dalk prysstabiliteit ondersteun indien daar weer 'n tekort aan hoenders binnekort gaan wees. Alhoewel die situasie by Daybreak Foods waarskynlik opwaartse druk op hoenderpryse sal plaas oor die kort termyn weens 'n kleiner aanbod, kan dit getemper word deur markmededinging wat steeds baie hoog bly en regeringsmaatreëls. Verbruikers kan 'n effense styging in pryse moontlik te sien, maar nie noodwendig 'n dramatiese toename nie. Spekvarkpryse het wel so 'n bietjie gedaal met die nuutste spekvarkprys op R32.18, vleisvarkpryse daal na R32.62 met die nuutste worsvarkprys wat so 3% daal na R25.15 per kilogram. Beter vraag kan moontlik pryse sywaarts hou, al die seisonale tendense dat ons bietjie laer pryse nou kan sien in die markte. Bokpryse het teenstand gekry die afgelope week met die nuutste grootbokprys skerp afwaarts na R38.45, kleinbokpryse daal na R53.36, medium bokke afwaarts na R52.60 terwyl bokwepryse nou op R31.16 per kilogram verhandel. Soos laasweek ook genoem, behoort Kerbau die vraag op te druk vanaf einde Mei tot middel Junie en kan ons dus dan hoër pryse vir bokke verwag. Die volgende periode wat opgehou moet word is vanaf Augustus tot begin Oktober. Lucernpryse bly onveranderd met die gemiddelde graad 1 prys op R4.100, prima lucern op R4.500 met graad 2 lucern steeds op R3.300 per ton. Ons is dan ook naby aan die einde van die seisoen met die eerste ryp wat dan reeds geval het. Chop is steeds baie skaars weens mielies wat stadig afdroog op die oomblik. Die chopprys verhandel nou so rondom R4.000 per ton gemiddeld, maar was daar ook pryse wat so hoog soos R4.600 geadverteer was laasweek. Ons is egter baie naby aan 'n draaipunt met meer mielies wat dan binnekort gaan inkom, veral as die kouer toestande nou die mielies vinniger laat afdroog, wat dan choppryse ook baie onder druk kan sit. Like en share asseblief hierdie video's en los vir ons kommentaar op ons Facebook as ook YouTube kanale. Ons wil graag van julle hoor. Jy is dan ook welkom by ons gewilde WhatsApp groepe aan te sluit. Ek sit al die skakels in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe. Dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week.